Geliefde in die Here Jesus, jy moet weet, daar is uiters gevaarlike rotse wat jou geloofsboot kan laat sink. Aan die een kant, daardie ongeërgde gespelery en geheulery met sonde. Jy sal weet, daardie skouer optrek oor sonde, wat maar sê, ag, ons is maar almal mense, ons is maar almal sondaars, so sonde is nie so erg nie. Aan die ander kant weer, 'n totale moedeloosheid en depressie oor ons eie onvolmaaktheid. Kom ons kyk 'n bietjie hoe Johannes ons help om 'n gesonde Bybelse balans te kry wat ons kan beskerm teen hierdie rotse. En gelukkig het ons die woord van God. Ja, die woord is die lighuis wat ons waarsku en so beveilig teen die rotse van afvalligheid en selfvernietiging. Vanaf 1 Johannes hoofstuk 1 vers 5 het Johannes die ernstige gevolge van sonde, van 'n lewe in die duisternis beklemtoon. En sy basiese punt is, sonde en gemeenskap hê met God is twee onversoenbare dinge. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is of gemeenskap het met hom en tog in die duisternis leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Dis baie duidelik. Gemeenskap met God, saam wees met God en 'n lewe in duisternis is onderling uitsluitend. Jy kan nie vashou aan sonde en terselfdertyd die innige vaderliefde van God daagliks prakties beleef nie. Dis of die een of die ander. Saam kan dit nie bestaan nie. Lig en duisternis is die teenoorgestelde. Aan die ander kant het Johannes in hierdie gedeelte ook die hele waarheid van vergifnis baie sterk gestel. Ja, vergifnis waar daar belydenis van sonde is. Die baie bekende vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Hoe heerlik! Die vergifnis wat God skenk is volledig, ruim en oorvloedig. Maar nou, waar mense hierdie waarhede hoor, is daar dikwels twee uiters ekstreme reaksies, wat albei gevaarlik en verkeerd is. Ja, inderdaad, gevaarlike rotse. Die een groep beklemtoon vergifnis en dink baie ligtelik oor sonde. Dis amper die redenasie van, ag, dis eenvoudig. Dis my voorreg om sonde te doen en dis God se plig om my te vergewe. En dis juis ook hierdie groep mense wat nie sal skroom om die nagmaal te gebruik terwyl hulle doelbewus in onvrede, onvergewensgesindheid of onsedelikheid soos ongetroud saambly voortleef nie. Dis mense wat nog nooit die geweldige grootheid van God se heiligheid of die erns en aakligheid van sonde besef het nie. En weet jy, dis
baie gevaarlik om so 'n houding te hê. Dit kom neer op die misbruik van genade. Ja, dis mense wat die genade van God en sy goedheid as 'n verskoning gebruik om maar voluit en lustig aan te gaan om verkeerd te lewe. Dis gevaarlike rotse. Die ander groep beklemtoon weer eensydig die erns van sonde en raak soms as gevolg hiervan totaal wanhoopig en depressief. Dis hulle wat sal sê, ek val so dikwels en so maklik. Kyk hoe boos en donker is my eie hart. Daar's vir my geen hoop nie. Ek voel onwaardig en vuil. Ja, ek durf seker nie die nagmaal te gebruik nie. God se heiligheid wek by my heeltyd 'n gevoel van vrees en verwerping. Dit vul my met onsekerheid en moedeloosheid. Nou geliefde, hierdie is ook 'n verkeerde houding. Ja, dis ook gevaarlike rotse wat jou kan kelder. En dis nou waar die Bybelse balans inkom. En dis so opvallend, Johannes in sy eerste brief spreek beide van hierdie groepe aan. Vir die eerste groep sê hy baie duidelik, daar in hoofstuk 2 vers 1, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie moet sondig nie. En lees dit nou weer saam met dit wat hy alreeds geskryf het daar in hoofstuk 1 vers 5, van God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Die implikasie hier is, die kind van God moet dit nie eers oorweeg om sonde te doen nie. Ja, die moontlikheid moet eintlik nie eers by ons opkom nie. Want sonde is 'n vreemde verskynsel. Dit pas hoegenaamd nie by God se kinders nie. Ons moenie eers oor hierdie verkeerde dinge wat in die duister gedoen word, dink nie. Ons moenie eers daaroor praat nie en hoegenaamd nie daaroor grappe maak nie. Johannes waarsku baie ernstig teen alle sonde. Verder in sy brief stel hy dit eintlik nog sterker. Hy stel dit eintlik oordrewe, hiperbolies. Elkeen wat uit God gebore is, met ander woorde 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. En hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie, is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer liefhet nie. 1 Johannes 3 vers 9 en 10. En daarom, as jy dus 'n ligtelike, ongeërgde, traag my nie agtige, skouerophalende houding teen sonde het, wel my vriend, dan moet jy weet dat jy op 'n baie gevaarlike terrein beweeg. Jy's tussen die rotse. Ja, as dit jou houding is, moet jy besef, daar bestaan werklik 'n ernstige moontlikheid dat jy hoegenaamd nie 'n kind van God is nie. Dat jy jouself tot dusver eintlik nog mislei het deur te dink jy's 'n kind van God. So om saam te vat, hierdie eerste groep moet dus baie duidelik hoor, sonde is 'n bitter ernstige saak. Dis dodelik gevaarlik. Maar die gebalanseerde Johannes
spreek ook die tweede groep aan. En vir hulle wil hy juis hoop gee. Die tweede deel van hierdie vers sê, en wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as parakleet by die Vader. So Johannes beveel ons ernstig om nie te sondig nie, dit nie eers te oorweeg nie. Maar wanneer dit gebeur, want jy sien, hy weet, hy's realisties, hy weet dis iets wat kan gebeur. Dan moet ons nie moed verloor nie. Dan moet ons nie hoop verloor en in 'n bondeltjie op die grond gaan lê nie. Dan moet ons weet, ons het nog steeds Jesus as die parakletos. Nou, dis 'n Griekse woord wat baie moeilik vertaalbaar is, daarom het hulle dit hier in die 2020 vertaling direk vertaal, parakleet. Dit het die omvattende betekenis, 'n hele spektrum van helper, trooster, voorspraak, advokaat as jy wil. Dis iemand wat by jou staan, wat jou saak vat, wat vir jou intree. Ja, kom ons sê dit weer, sonde is baie ernstig. Dis iets wat ons hoegenaamd nie moet oorweeg nie, maar as dit wel gebeur, kan die kind van God die vertroue hê, daar is iemand wat vir my intree, wat vir my opkom, my voorspraak, my hoëpriester, Jesus Christus. Ja, juis in hierdie donker uur, as Jesus my Here is, kan ek weet, hy stel my saak by God. Daarom hoef ek nie in wanhoop te verval nie. Daarom hoef ek nie te bly lê nie. Daarom kan ek weer opstaan. Nou hierdie is 'n groot, heerlike Bybelse waarheid, wat ons op meer as een plek, spesifiek ook in die Nuwe Testament kry. Die waarheid van Jesus Christus wat vir ons intree. In Romeine 8 vers 34, daai wonderlike gedeelte, roep Paulus as ware triomfantlik uit. Hy sê, wie sal ons veroordeel? Dis asof hy so wil rondkyk na almal wat ons kan beskuldig, ander mense, die duiwel, ja, ook ons eie gewete. En dan vra hy hierdie retoriese vraag, wie sal ons veroordeel? En die veronderstelling is dan niemand nie. En die rede is, dit is Christus Jesus wat gesterf het. Sy sterwe was effektief vir ons. Meer nog, wat opgewek is. Met ander woorde, die Vader het hom opgewek uit die dood en daardeur bewys dat sy offer aanvaar is. Maar dis nog nie die einde nie. Wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Kan jy sien, Jesus, die parakletos. Dis Jesus se pleitrede wat vir ons hoop gee. Dis weens sy intrede, sy bemiddeling, dat ons, wat ons sondes bely het, onskuldig voor die Vader kan staan. Hierdie waarheid word ook beklemtoon in Hebreërs 7. Ek lees uit die 83 vertaling. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy, dis nou Jesus, lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Jy sien, as Johannes ons herinner aan Jesus, ons voorspraak, ons parakletos,
dan raak hy die hart, die wese van Christendom aan. Want 'n kind van God is per definisie iemand wat Jesus as hoëpriester, as middelaar, as helper, as trooster, as voorspraak het. Jesus tree vir my in by die Vader, juis ook in die donker tye wanneer ek geval het. Jy sien, die vraag is nie in die eerste plek of my sonde min of baie is nie. Die vraag is nie of my sonde daarom bietjie minder ernstig is as die ander mense se nie. Die vraag is nie of ek daarom wel nog af en toe Bybel lees of bid nie. Die vraag is ook hoegenaamd nie of ek goed voel of minder goed voel oor myself nie. Die vraag wat tel is net een vraag. Is Jesus my Parakletos? Het ek hom al aanvaar as my Here, my middelaar, die een op wie ek vertrou? Ek hou sy verdienste vas, nie my eie nie. Dis baie duidelik, sonder Jesus is daar geen hoop nie. Met Jesus het ek 'n vaste, heerlike hoop, juis ook in die donker tye. Nou later in sy brief stel Johannes dit nog baie duideliker in 'n baie skerp, eenvoudige kontras as hy sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Jy sien, geliefde, Johannes het 'n pastorale hart. 'n Hart wat omgee vir ander Christen gelowiges. Wat ook omgee vir jou. En daarom wil hy help dat ons nie in een van hierdie genoemde uiterstes verval nie. Hierdie uiterste siening van, sonde is maar niks en die Here sal maar altyd weer vergewe, maar ook nie in die ander uiterste wat alle hoop verloor as ek wel in sonde geval het nie. Johannes sê vir ons moenie ligtelik dink oor sonde en maar vrede maak met duisternis en sonde nie. Maar aan die ander kant moet ons nie wanhoopig bly lê en in moedeloosheid verval as ons gestruikel het nie. Dis die gesonde Bybelse balans. Ja, hy waarsku ons, hy druk dit op ons hart, maak erns met sonde, kies teen sonde, bely dit, laat staan dit, kom weg van die duisternis. Maar hy sê ook, kind van God, ook jy wat geval het, moenie moed verloor nie. Hou vas aan die getroue middelaarskap van Jesus. Jesus, ons Parakletos. En hierdie balans is in wese natuurlik ook die voorwaarde vir die gebruik van die nagmaal. Besef die erns van jou sonde, bely dit, breek daarmee, kies daarteen. Maar besef ook weer opnuut die voorreg om Jesus as jou middelaar, jou hoëpriester, jou advokaat te hê. En weet, hy pleit vir jou, nou op hierdie oomblik, omdat hy reeds met sy eie bloed jou sondeskuld betaal het. Gryp weer opnuut die genoegsaamheid van sy offer vas. En ervaar sy vrede. Baie dankie, Here Jesus, dat U my middelaar is, my parakleet. Opnuut stel ek
my vertroue, nie in myself nie, nie in my eie goedheid nie, nie in my godsdienstigheid nie, maar alleenlik op U en U volmaakte offer daar aan die kruis. Wees my genadig. Amen.